Hooglied, vers vir vers, Hooglied 2 vers 1, 2 vers 2, uniekheid. Hooglied 2 vers 2, soos 'n lelie tussen die doring, soos my vriendin onder die dogters. Hier is dit die bruidegom wat antwoord. Hy sê vir haar, sy is soos 'n lelie tussen die dorings. Sy is uniek, net soos hierdie liedjie. So jy kan daagliks bid dat God vir jou eie uniekheid sal openbaar. Ek het nou op Kersdag soveel generiese geforwardde prentjie boodskapies ontvang op WhatsApp. En ek dink werklik dit is een van ons punte waar ons uniekheid begin verloor. Ons praat en praat, babbel op WhatsApp, maar kommunikeer eintlik min werklik met mekaar. Ons spog met 30 nuwe boodskapies op WhatsApp, maar eintlik is nie een van daardie woorde 'n woord van bemoediging of stigting nie. Ons lees en koop die huisgenoot om op hoogte te bly van kinderstories, maar sonder dat ons enigiets werklik kommunikeer van stigting. Mag God al die leenstemme kalmeer in ons en dat ons woorde van stigtheid en uniekheid kommunikeer met mekaar. Verder is ons die lelie tussen die dorings. Jesus het met die dronkies en die vroue van die nag gekuier. So gereeld sien ek die kerk wat bang is dat die dorings ewe skielik gaan begin groei op hulle. Hulle meng nie met die mense wat die outcasts is in die wêreld nie. Maar God het ons juis verseël met die Heilige Gees. Dis is 'n laagie gladrap wat hy om ons plaas, sodat ons nie bang hoef te wees dat die dorings op ons begin groei nie. Ons is soos sy COVID spies. Ons vertel vir hom wat aangaan hier in die doringwêreld en so roep ons uit na hom om te sê, help asseblief. Onthou, Hooglied is die reis van 'n gelowige. So hier is die eerste broodkrummeltjie na 'n volwasse gelowige. Kan jou skoonheid, jou heerlikheid, jou excelling in everything kan behou tussen die dorings en die lelike gedeeltes van die wêreld. 'n Waterlelie of 'n lotusblommetjie is bekend daarvoor dat hulle die pragtige blom kan groei vanuit die modder. Daar is sekere gelowe wat glo dat nou bad, mat, nou lotus. Dat die nutriënte en voedingsstowwe wat die lotus nodig het, is juis in die modder. Met ander woorde, dit is juis in die drama en die traumas in ons lewens waar ons die voedingsstowwe kry om ons karakters te bou. So moenie moed verloor as jy net dorings rondom jou sien nie. Jy is die lelie, jy is die skoonheid, jy is die baken van hoop in hierdie gebroke wêreld. Hierdie is hoofstuk 2 van die Hooglied en kyk hoe vorder die verhouding. Die bruid het eersins die stelling gemaak dat sy is die lelie en nou kom die bruidegom en bevestig dit. Hy sê dis reg. Ek glo, hoe meer ons met God praat, hoe meer sal hy ons ook antwoord. Mag ons net hier stil staan en vra, Here, leer my waaroor moet ek met U praat. Geef vir my nuwe topics en onderwerpe om met U te bespreek. Hierdie is een van my gunsteling liedjies en nou verstaan ek hoekom. Ek dink God brand om al sy geheime vir ons te vertel. Al wat benodig word is net dat ons met hom begin praat. En dan sal hy antwoord. Ek hoop jy begin sommer vandag met God te praat.